Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif en dis die 79ste oordeenking met die tema Loop klein treukies vorentoe, maar nooit agteruit nie. Martin Luther King het die bekende woorde gesê: As jy nie kan vlieg nie, hardloop. As jy nie kan hardloop nie, loop. As jy nie kan loop nie, kruip. Maar wat jy ook al doen, beer net altyd vorentoe. Om die een of ander rede vind ons dit snaaks wanneer iemand probeer om iets te doen en dit nie reg kry nie. Baie vermaakprogramme is hierop gebaseer. Die vrees om te misluk is 'n diep gesetelde vrees, waarskynlik by almal van ons. Hoe dikwels sit kinders in die klas en verstaan nie heeltemal die werk nie, maar is te bang om te vra uit vrees dat dit 'n dom vraag is. Groot mense doen maar presies dieselfde. Die oomblik as daar 'n gehoor is, kruip mense in hulle dop en hulle is bang om voor ander mense verneder te word, om uitgevang te word dat jy nie weet nie of dat jy dit nie reg kry nie. Ons vrese is werklik gegrond. Kyk maar net hoe gryp ons koppe wanneer 'n speler die bal aanslaan. Wanneer iemand 'n audisie doen en van noot af sing, wil jy vir hulle part in die aarde insink. Ons het genoeg kere in ons lewe die verleentheid aanskou van iemand wat probeer het, maar die hoogste prys betaal het. En genoeg kere dit ook self ervaar. Ons verloor of verbeur waarskynlik van ons beste kwaliteite, gawes en vermoëns in hierdie proses. Picasso het die welbekende woorde gesê: elke kind is 'n kunstenaar. Die probleem kom in om 'n kunstenaar te bly wanneer ons groot word. Dit verg net een keer se vraag: hoekom is daai lyne so krom? Picasso het beroemd geraak juis omdat geen lyntjie ooit reguit was of in plek nie. Dit geld nie net vir kuns nie, maar feitelik elke aspek van 'n mens se lewe. Jerry Ullsman was 'n professor in fotografie. Hy het aan die begin van een akademiese jaar sy studente in 2 groepe verdeel. Die een groep was die kwantiteitgroep en die ander die kwaliteitgroep. Die kwantiteitgroep se opdrag was om soveel as moontlik foto's te neem. Hulle sou beoordeel word op die hoeveelheid alleen, synde dat 100 foto's 'n A sou kry, 90 foto's 'n B, 80 foto's 'n C ensovoorts. Dis natuurlik in die tyd voor digitale fotografie waar die foto's op film vasgelê was en ontwikkel moes word. Die kwantiteitgroep sou beoordeel word op een enkele foto, maar daardie foto moes perfek wees. Watter groep dink jy het die beste foto geneem? Die kwantiteitgroep het die hele semester lank foto's geneem terwyl hulle met tegniek, komposisie, beligting en sluiterspoed geëksperimenteer het. Hulle kon oor en oor foto's neem, dit ontwikkel in die donker kamer en sodoende verstellings en aanpassings maak en verder foto's gaan neem. Die kwaliteitgroep het die voordeel gehad dat hulle in die klasse gesit het en die teorie bestudeer het, met mekaar gesprekke gevoer het oor wat 'n perfekte foto uitmaak. Wie dink jy het met die beste foto's vorendag gekom? Professor Ullsman en baie akademici was verstom om te sien dat die kwantiteitgroep merkbaar beter foto's geneem het as die kwaliteitgroep. Die groep wat nie gewag het nie, maar wat aan die begin foute gemaak het, gestruikel het, geval het, verkeerde goed gedoen het, maar tyd gehad het om dit reg te stel en weer te verstel, het baie vinniger beter foto's geneem as die groep wat stil gesit het, totdat hulle uiteindelik die teorie ontwikkel het. Dit laat 'n mens nogal dink aan hoe in die Nike se slagspreuk is: just do it. Teen die tyd dat ons iemand sien wat uitnemend presteer in enigiets, moet ons besef dat hulle dit 10.000 kere oor en oor gedoen het, gefaal het, opgestaan het, weer probeer het.
Een van my gunsteling gesegdes is: moenie wens dit was makliker nie. Wens jy was beter. Beplanning en strategie in die hele proses van nuwe gewoontes is goed. Niks daarmee verkeerd nie. Maar moenie dat beplanning en strategie jou keer om te begin, om op te tree en te probeer nie. Na 'n goeie plan het nog niks gebeur nie. Al wat jy gedoen het, is om te beplan dat en hoe iets nog moet gebeur. Gaan oor tot aksie, oorkom jou vrees vir mislukking, jou vrees om voorgelag te word, jou vrees vir teleurstelling. Jy vergelyk jouself of ander met die eindresultaat, en dit is onbillik. Meet jouself aan die klein treetjies vorentoe en hoe jy gister was. Hierdie tema laat my dink aan Lukas 10, waar Jesus die 72 uitstuur om 2-2 na elke dorp en plek te gaan, waarin hy van plan was om te gaan. Jesus sê dan vir hulle: gaan nou. Moenie 'n beursie of 'n reissak of sandale dra nie, en moet niemand langs die pad groet nie. Watter huis julle ook al binne gaan, sê eers: vrede vir hierdie huis. Die haastigheid van die opdrag gaan oor die kragtige koms van die koninkryk van God. As ons kyk na die kerk, dan besef ons hoe goed Jesus die harte van mense verstaan het. Ons hou vergaderings, beplan, begroot, hou 'n kursus, doen navorsing, nog 'n vergadering, verwys vir verdere studie. Jesus sê eenvoudig: gaan nou. Kom ons bid saam. Here, oral waar ek gaan, laat ek vingerafdrukke agter. Op die hande wat ek aanraak, op mure, borde, ruite, deurknoppe, boeke. Daar is geen wegkomkans nie. Waar ek vat, plaas ek 'n teken van my identiteit. Help my, Here, om vandag waar ek ook al gaan, hartafdrukke na te laat. Hartafdrukke van regverdigheid en deernis, van begrip en liefde, van barmhartigheid en belangstelling. Hartafdrukke van hartlike vriendelikheid, van opregte betrokkenheid en omgee. Mag my hart vandag 'n ander hart aanraak en 'n afdruk laat van u liefde. Laat ek 'n sagte aanraking agterlaat by 'n eensame buurman of buurvrou, by 'n wegloopkind, 'n bekommerde ouer, 'n verstote ou mens. Here, stuur my vandag uit om hartafdrukke op mense se lewe te laat. En as iemand sou sê, jou aanraking het my vandag versterk, jou nabyheid het my vertroos, laat hulle agterbly met die bewussyn dat dit u liefde was, wat hulle in my optrede ervaar het. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.